Goeienaand luisteraars. Welkom terug by nog 'n aflewering van Oom LD se wêreld. Vanaand vertel Wimpie van die koöperasie vir ons die storie van die inkommers. Wimpie en sy broer Jannie bestuur saam die koöperasie in Oudefontein. In die Klein Karoo het ons 'n woord vir mense wat van die stad af kom om te boer. Ons noem hulle inkommers. Dis nie 'n skelnaam nie. Dis 'n waarskuwing aan onsself om nie te veel hoop op hulle te plaas nie. Ek het by die voorste venster van die koöperasie uitgekyk en gesien daar staan 'n blink nuwe bakkie onder die ou peperboom. Langs die bakkie het oom LD gestaan en gesels met 'n jong egpaar. Die man het 'n maatband in sy hempsak gehad. Die vrou 'n strooihoed. Hulle het lank gepraat. LD het net sy baard gestreel en geknik. Toe die egpaar by die winkel instap, het hulle self voorgestel. Dries Lombard, sê die man. My vrou Linda. Ons het pas die ou Pieter se plaas gekoop. Hy het gesê hulle was van Johannesburg af. My broer Jannie het agter die toonbank uitgekom en sy hand uitgesteek. Welkom hier by ons. Jannie van der Merwe. Wat kan ons vir julle doen? Dries het geglimlag. Duidelik opgewonde. Ons het 'n lys gemaak. Ons wil begin met groente. Ek dink ons gaan vir ons 'n lekker groot groentetuin maak. Selfonderhoudend, jy weet. Alles organies. Linda wil ook graag haar eie kruie hê. Linda het geknik en bygevoeg. En ons gaan die kinders by die huis leer. Tuisonderrig. Die skool in die dorp is net te ver. En ons wil hulle graag naby die natuur grootmaak. Jannie het net geknik. Maar ek kon sien, hy byt sy lip om nie te glimlag nie. Dries het verder gegaan. Ons gaan ook net 'n paar skape aanhou. Nie 'n groot kudde nie, net genoeg van ons eie gebruik. Ja, en miskien later 'n paar hoenders ook. En ons sal met boor vir water. Die ou put is nie meer goed nie. Hulle het nog 'n rukkie gepraat oor kunsmis, saad en watter bakkie die beste is vir plaaswerk. Linda het 'n paar sakkies saad gevat. Dries 'n rol draad en 'n paar hammers. Toe betaal hulle en groet vriendelik. Ons sien julle weer, het Dries gesê toe hulle uitstap. 'n Rukkie later het LD by die deur ingekom. Het julle die ingenieur en sy vrou ontmoet? Vra hy. Jannie het geknik. Ja, hulle is die nuwe mense. Inkommers, het LD gesê. Inkommers, ja. Beam Jannie. LD het gesê, ek weet julle, hulle hou nie langer as 13 maande nie. Jannie het gelag. 5 jaar minstens, sê hy. Hy is 'n ingenieur. Sy was 'n onderwyseres. Hulle het 3 kinders. Hulle het planne. Hulle het 'n blink nuwe bakkie. Wil jy weet? Vra LD. Ja, wat sit jy op? My 12 pryswenner Leghorn leeuwenders, sê LD. En as ek wen, skryf jy my hele kunsmisrekening af. Vir altyd. En so is die wetenskap aangegaan. Maar dinge het gou skeef geloop. Linda se groentetuin
het misluk. Die tuisonderrig van die kinders het nie gewerk nie. En toe Dries een van die skape moes slag, kon hy dit nie oor sy hart kry nie. Dit het alles binne 13 maande met mekaar geval. Jannie het sy rekeningboek oopgemaak, LD se kunsmisrekening opgesoek en 'n streep deur die bedrag getrek. Een paar weke later het Koos Kappie en LD een aand by die vuur op Welgelegen gesit. Koos het gevra, LD, hoe was jy so seker van 13 maande? LD het niks gesê nie. Hy het opgestaan, in die huis ingegaan en teruggekom met 'n notaboek. Hy het dit oopgemaak. Koos, daardie oggend by die peperboom, het Dries 4 dinge gesê. En alle inkommers sê 1, 2, 3 of 4 van hierdie dinge. Ek hou al jare lank noukeurige rekords, soos 'n aktuaris, van elke inkommerpaar wat 'n stellings hulle gemaak het en presies hoe lank hulle gehou het. Van die eerste dag by die koöperasie tot die dag waar die te koop bord opgaan. Ek het dit alles opgeskryf en die patrone uitgewerk. Hy het op die eerste bladsy gewys. Eerste stelling. Ons gaan boor vir water. Gemiddeld 21 maande. Tweede stelling. Ons gaan ons eie groente plant. Selfonderhoudend leef. Trek 2 maande en 11 dae af. Derde stelling. Ons gaan ons kinders sommer self by die huis leer. Trek nog 2 maande en 22 dae af. Vierde stelling. Ons gaan net 'n paar skape aanhou. Net genoeg vir ons eie gebruik. Trek nog 2 maande en 27 dae af. Koos het verbaas na hom gekyk. Jy het regtig 'n tabel vir elkeen van daai stellings? Ek het noukeurige tabelle, Koos. Jare se data. Koos het gevra. Bereken gou die Lombard se tyd vir my. LD het sy oë toegemaak. Vinnig op sy vingers getel. En gesê, 13 maande, op die dag. Koos het gevra hoe hy so presies was. LD het net gesê, ek tel van die dag af wat hulle besluit om op te gee, nie van die te koop bord af nie. Koos het nog ruk stil gebly en toegevra, as 'n nuwe inkomer môre al 4 daai goed sê, weet jy dan weer? LD het net geglimlag en gesê, ek het nog nie weer kunsmis bestel nie. Om LD se wêreld is geskryf en voorgedra deur Laurens Joubert. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.